die boek Henog, Waarheid of Leuns, deel 13. Ek is professor Hannes Redlinghuis van die Eerste Gemeente van Yafashua in Suid-Afrika, Pretoria, Montana, ook internasionaal. Sou jy belangstel in enige van my boeke wat ek geskryf het? Ek dink spesifiek aan die boek, die twee boeke, die Afrikaanse legkaart studiegids Bybel, boek 1 en boek 2. Boek 1 het die inleiding, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dit is 'n A4 boek en hulle is 500 bladsye dik en hulle is in rooi en swart gedruk op 'n wit papier. In terme van swart is wat die Bybel sê, rooi is my kommentaar of uiteensettings. Die tweede boek is natuurlik die boek Handelinge, Romeine, 1 Korinte, 2 Korinte en Galate. Sou jy belangstel, kan jy ons kontak by ons WhatsApp nommer 0722 367 124. En dan gaan jy agterkom dat ons nou iets anders te doen. Ons hou al die tyd die webtuiste en kontaknommers op die skerm soos wat ons aangaan. Ons het die spasie daarvoor. En as mense wat sê hulle kry nie die inligting nie, so ons besluit om dit op te sit permanent by elke boodskap en dan sit daar vir u gerief sou u dit nodig kry. Kontak ons ook by ons. Ek gaan maar net die kontaknommer gee, 0722 367 124 soos daarbo en die webtuiste https://yafashua.co.za. As dit die eerste keer is dat jy na die reeks kyk, is jy verskriklik welkom. Jy is altyd welkom. Maar ek wil jy vra, gaan na deel 1 toe, begin by deel 1. Jy het reeds 'n magdom inligting gemis. Anders gaan jy nooit regtig die waarheid weet nie. Dit is ook uiters belangrik om in te teken op die YouTube kanaal, subscribe soos die Engelsman sê, stuur die kontak vir die vriende en kennisses. Hierdie reeks is lewensveranderend. Hoekom? Want ons sien die leuns wat hulle gebruik om sekere goed te promoveer oor Henog wat nie in die Bybel staan nie. En dit is so. Ons moet juist meer en meer Israelvisie mense kry om na die reeks te kyk. Maak seker iets 'n skryfblok, 'n pen en ten minste in 1953 Bybel naby of die Restoration of the Original Sacred Name Bible. Dis uiters belangrik dat jy 'n paar seatbelts moet saambring, want selfs vanaand gaan jy 'n paar skokke kry. Dis uiters belangrik om te verstaan dat ons vereenselwig ons nie met die volgende instansies, kerke of groepe nie. En ek sê dit want ek het nou die dag weer iemand gehad gesê, julle is deel van die Jehovah's Witnesses. So sê ek, ag my vriend, weet jy wat? Jy sny vir jou pastousties. Jy eet dit nie, jy moet die goed eet. Mond oopmaak, insit, moet dit nie ruik nie. Want dit affekteer jou brein. Vir my sê ons is deel van die 7-dag Adventiste kerk. Ja, maar jy praat van die 7-dag Adventiste kerk. Ek sê, dan moet ons deel wees van die Jehovah's Witnesses. Dan moet ons deel wees van die jaggemeente. Dan moet ons deel wees van die Israelvisie. Want ek praat van almal by die aankondiging. En dis hoekom ek hulle noem in die begin. Ons is eenselfig, ons is nie deel van enige messiaanse groepe nie. Die Israelvisie groepe, die Hebrew Roots Movement, die Sacred Name Movement. Ons is nie verwant aan enige kerk, denominasie of organisasie. Ons is nie deel van die Jehovah's Witnesses of die 7-dag Adventiste kerk nie. Inteendeel is ons 'n eindtyd Bybelstudiegroep, ons is nie 'n kerk of 'n denominasie nie. En ons gebruik hoofsaaklik die Restoration of the Original Sacred Name Bible, die 1860 Bybel wat in 2005 verban was deur die Wêreldraad van Kerke. Verskoon my net. Verskoon my. 'n Bietjie koel in die ateljee. Want is nou die oorgang, is die eerste keer wat ek nou regtig met 'n trui opneem. Maar die tyd, die seisoene waarin ons is, jy weet, toe dit somer was en die waaiers het gewaai en geraas en alles en toe het ons gekla en nou kom die winter en nou klaar die ouens, maar ons klaar nie, ons is dankbaar Jaffa is vir ons goed en ek wil maar net sommer terwyl ek nou hierso is, net baie dankie vir Jaffa weer sê vir die reën wat hy gestuur het, toe ons gebid het, toe alles droog was, toe die valdam maar 30% vol was en weet jy wat, hy oorstroom, die sluise is almal oop, die water loop. Alright, die verbande Bybel, die 2005 Bybel, wat hy is in 2005 is hy verban in die wêreld, jy kry hom nie in 'n boekwinkel in die wêreld nie.
Daar is hele klomp snert wat oor my gepraat word. Op YouTube, ek steur my nie daaraan nie, of op TikTok en goed. Dis die ouens wat niks anders sê om te doen nie. Hulle vind sensasie, maar ten minste maak hulle mense nuuskierig oor die geopenbaarde name en goed, en hulle hoor die rabbies wat die ouens praat, dan begin hulle kyk en dan kom hulle tot bekering. Dis die wonderlikheid van dit alles. Volgens hierdie genoemde antieke Hebreëse Bybel, ek wil net maar weer sê, the Restoration of the Original Sacred Name Bible, die Rotterdam version, is die naam Jesus in werklikheid Yeshua, nie Yeshua nie, Yeshua. Die naam van die Here Jesus in werklikheid Yahshua. Yeshua beteken redder, verlosser, saligmaker. Die naam van God is in werklikheid Elohim of Hashem. Hy is nie Adonai nie, wat Adonai beteken songod. Die naam Here is in werklikheid Jahva. Die naam van die Heilige Gees in werklikheid die Ruach HaKodesh. Vertrou dat hierdie studie vir die 'n groot seën gaan wees. Ons gaan verder waar ons laasweek opgehou het. Die boek hier nog waarheid of leuns. En ek gebruik meeste Albright se siening hierso. Nou verklaar die boek hier nog verder. Ons is by 7.c, sou u die boek hier nog hê, kan jy dit volg. En julle die goddeloses sal daar net vervloeking wees. En vir julle die goddeloses, nou hier nog wat nou met die mense praat, sal daar net vervloeking wees. En dan sal daar aan die uitverkorenes wysheid gegee word. Nou sê vir my, in die tyd van Henog het hulle nog nie eers met 'n pen en papier geskryf nie. Hulle het werklik nog nie eens prentjieskrif gehad nie. Want dit was maar die 7de geslag na Adam. Hulle het nie rekenaars of internet of, hulle het niks gehad nie, hulle was primitiewe mense gewees. So waar kom hy aan die terminologie uitverkorenes? Wie is uitverkorenes? Daar's twee groepe mense wat na uitverkorenes genoem word. Dit is die Israeliete, Jahva se volk, word nou verwys as die uitverkorenes, en dan twee plekke in die Nuwe Testament waar hy verwys na die bruid van Jahshua as die uitverkorenes. So wat het Henog geweet van uitverkorenes? En daar sal aan die uitverkorenes wysheid gegee word. Jy sien, toe Albright en die ouens die boek, wel, die Albright is maar een van die skrywers, maar toe die vrymesselaars geboorte gegee het aan die boek Henog in die 16de eeu, nie daar so voor 1000 jaar voor die watervloed van Noag nie, want dat is omtrent daar waar die 7de geslag was, nee, maar toe hulle in die 16de eeu met die boek Henog begin werk, want dis waar hy geskep is, toe weet hulle van uitverkorenes, dat Jahva verwys, die Vader verwys na Israel as die uitverkorenes en na die bruid as die uitverkorenes. Dan sal daar aan die uitverkorenes, so woord het nie bestaan by Henog se tyd nie, wysheid gegee word, en hulle sal almal lewe, die uitverkorenes, en nooit weer sondig nie. Nee, hoe kan jy sê hy kan nooit weer sondig nie? Apostel Paulus sê ons moet hard stry om in te gaan. Baie is geroep, min is uitverkies. Alleen hy wat volhard tot die einde toe sal gered word. So daar is 'n moontlikheid dat 'n uitverkorene kan terugval in sonde. So Henog lieg. Hy sê sal nooit weer sondig nie, nog deur goddeloosheid, nog deur trots. En die wat wysheid het, sal nederig wees. Henog het wysheid gehad. Shame. En hulle sal nie meer oortree nie, die uitverkorenes. Al die dae van hulle lewe sal hulle nie weer sondig nie. Hoe kan jy dit sê? Hoe kan jy dit sê? Hulle sal ook nie sterwe vanweë die goddelose toorn nie. Hulle sal nie sterwe vanweë die goddelose toorn nie. Die bruid kom natuurlik nie voor die wit troon oordeel nie. Ons gaan verander word uit 'n verganklike en 'n verheerlikte liggaam Jahshua tegemoet. By die wederkom, 1 Korinte 15 vers 27 tot 58. Hy sê, wanneer Jahshua verskyn, dan sal die grafte oopgaan en hulle wat in Jahshua ontslaap het, sal eerste opstaan en saam sal ons om tegemoet gaan in die lig. Nou kom praat hy hierso van dieselfde geval, maar hy stel dit anders in die tyd van Henog. Hulle sal nie weer sondig nie, hulle sal ook nie sterwe vanweë die goddelike troon nie. Maar hulle sal die volheid van die dae van hulle lewens voltooi. Nou wat ouens het nie die volheid van hulle dae voltooi nie. As jy sterf, het jy die volheid van jou dae voltooi, man.
En vrede sal toeneem in hulle bestaan, en hulle jare van vrede en vermenigvuldig word, en hulle jare van vreugde sal vermenigvuldig word, en ewige blydskap en vrede, al die dae van hulle lewens. Nee, daar's nie so 'n ding soos ewige vrede, vermenigvuldig en blydskap nie. Daar's hartseer, ons is op die aarde, trials and tribulations. We need to stand the test of time. Daar's toetse, stampe en stote wat jy in die lewe kry. Ek het dit persoonlik self ervaar in my lewe, so 20 jaar, 23 jaar terug. Daar's toetse en stampe en stote wat kom in jou lewe, wat beteken jou totaal van jou, ek gaan in plain Afrikaans sê, jou van jou pote afstamp. En dis wanneer jy van jou pote afgestamp is, wanneer jy besef, jy is niks of niemand nie. Jy is so klein, jy het genade nodig. En ons almal gaan deur hierdie stampe en stote. So hierdie is onwaar wat hier staan. Ewige blydskap en vrede is net wanneer ons in die koninkryk ingaan, wanneer ons vir ewig gaan lewe, of wanneer ek sterf ek in die paradys in lewe. As jy nou 'n seatbelt saamgebring het, en ek het jy nou gevra vir die laaste 2 weke, bring seatbelt saam, dan is dit nou nodig dat jy 1 of 2 moet aansit, want jy gaan uit jou stoel uitval. Die val van die engele. Hierdie is natuurlik die sterkpunt van die Israel visie teologie. Jy sal onthou, ek het so 2 jaar terug die reeks gedoen, ek dink dit was 18 of 20 uitsendings van 'n 3/4 uur oor die leen van die Israel visie teologie. En tot vandag toe het nie een van hulle nie Japie van Sail, of Tannie Deborah, of die een van hulle, al hulle heilige profete en profeteste, of die gewone ouens, nie een die guts gehad om my te bel nie. Not one. So, spyker op die kop geslaan. Hierdie is hulle sterkpunt. Die val van die engele. Maak vas, daai seatbelt. Sommer een so oor en een so oor, dat jy kan bly sit, en hou hulle sommer daar vir die volgende 2 weke. Die val van die engele, die demoralisering van die mens, die voorspraak van die engele, ter wille van die mens. Die voorspraak van die engele, ter wille van die mens. So ons het nie meer die Ruach HaKodesh nodig, wie ons leer en lei in alle reg en waarheid nie. Die Bybel sê, waar sit Jahweh? Hy sit aan die regterhand van die Vader, krag in die majesteit. En wat is hy? Hy is wat? Hy is wat? Hy is ons voorspraak. Nee, sê die boek hier nog. Die engele. Die engele is die voorspraak van die mens. Die oordeele oor die engele word deur God aangekondig. Die messiaanse ryk, 'n Noag fragment. Nou hierdie is nou die goed, ek gaan dit weer vir u gee, wat ons van nou af gaan hanteer. Skryf, die val van die engele, 1, die demoralisering van die mens, met ander woorde die mens verval in sonde. 3, die voorspraak van die engele ter wille van die mens. Die oordeele van die mens word deur God aangekondig. Ek praat God soos in die boek. Die messiaanse ryk, 'n Noag fragment. 1, nou begin ons. So dit dan gebeur dat die kinders van die mens vermenigvuldig het en in daardie dae pragtige en aanvallige dogters vir die mens gebore is. Genesis 6 vers 1 tot 2. Nou wil ek jy moet die Bybel vat en jy moet Genesis gaan lees en dan kyk jy of dit is wat daar staan. Hy sê net en die dogters van die mens was mooi. Hy praat nie van pragtig en aanvallig nie en kom ons lees hom weer. So het dit dan gebeur dat die kinders van die mens vermenigvuldig het. En in daardie dae pragtige en aanvallige dogters vir die mens gebore is. Genesis 6 vers 1 tot 2. En die engele, die kinders van die mens, het hulle gesien. En die engele, die kinders van die hemele, het hulle gesien. En hakie is die dogters van die mens. Met ander woorde, hulle sê Adam se dogters. Nou, wanneer hy praat van die dogters van die mens, bedoel die boek hier nog die dogters van Adam. Is die dogters van die mens wat na verby word. Met ander woorde, die engele word uit die hemel uitgewerp,
Ons gaan sien hoe daar 20 leiers gaan wees, van hulle het hulle name gegee, wat natuurlik glad nie in die Bybel voorkom nie, en hoe hulle dan kom en met die dogters van die mens gemeenskap hê, en dis waar die reëse vandaan kom. Dogters van die mens. En die engele, die kinders van die hemele. Die engels, die kinders van die hemel het hulle gesien. Sê vir my, toe die engele uit die hemel uitgewerp is, jy sien, hulle verduidelik nie vir jou waar kom die kinders van die hemele vandaan nie. Hulle was geen kinders van die hemele nie. Hulle was engele in die hemele gewees, wat saam met Lucifer, dis sy verhewe naam gewees, in opstand gekom het, en toe hulle uit die hemel uitgewerp, soos bliksemstrale, saam met die Satan, uit die hemel uitgewerp. Wel, die Satan is soos 'n bliksemstraal uitgewerp, maar hulle het hom gevolg. Maar hier word 'n mooi prentjie van hierdie engele geteken, wat uit die hemel uitgewerp is. Want die deur het nie oopgegaan en Jaffa het vir engele gesê, gaan julle oukies wat nou mooi en goed is, gaan kies vir julle lekker girl daaronder en gaan hê gemeenskap met hulle, en dan kan julle sommer kleintjies hê daar. Dis nie wat Jaffa gedoen het nie. Eers wil ek sommer in die begin sê, engel het nie 'n penis of 'n geslagsdeel nie. Glad nie. So die gedagte wat die ouens by jou skep, dat die engele is 'n man met 'n geslagsdeel, is nie waar nie. Die engele plant nie hulle self voor nie. Laat hulle meeste van die tyd, en ek het 100 keer al gesê, dat die engele meeste van die tyd manlike figure aanneem, soos in die tyd van Lot, Abraham en Lot, by Sodom en Gomorra, die twee engele wat gekom het, manlik, altyd manlik, nooit vroulik nie, maar hulle kom nie in geslagsdele nie. Die engele plant nie hulle self voor nie. Gaan kyk daar na Hebreërs 1, vers 1. Hy sê hulle is gesproke wesens. Hulle is vuurvlamme. Hulle is messengers. Messengers of good hope. Dis wat hulle is in Engels. So hulle het nie geslagsdele nie. Jy het nie mannetjies engele, want ek meen, waarvoor het 'n engel dan 'n geslagsdeel? Dis om voort te plant. In die hemel? So hulle is wyfie engele en party van hulle is pregnant en ander, daar's 'n kraamsaal en ja, jy sien die rabbies wat die ouens glo. Want weet jy wat? Jy kry ouens wat die goed lees en dan hulle sukkel om te verstaan. Ek praat altyd van die ouens se IQ vlak. Partykeer laat dit 'n ou worry. Laat 'n ou wat hierdie goed kan glo, sy IQ vlak. Die engel, die kinders van die hemele het hulle gesien. Die engele wat uit die hemel uitgewerp het, is nie meer kinders van die hemele nie. Wat is hulle? Saam met wie operate hulle? Saam met wie werk hulle? Saam met Satan. Satan met 'n klein s. Satan. Hulle is gevalle engele en demoniese geeste. Hulle is nie meer die kinders van die hemele nie. Jy kan nie na hulle verwys as kinders van die hemele nie. Die engele, die kinders van die hemele, het hulle gesien, die dogters van die mens, Adam se dogters, volgens die ouens. En hulle het met hulle met weldus begeer. Nou, net 'n ou wat 'n penis het, kan met weldus begeer. Ek verstaan dit nie so lekker nie. Hoe kan 'n engel met weldus, en hier word hulle geteken en geskilder as pragtige hemelse engele. Hulle is nie man, hulle is demone wat getrek is en gesigte. Dis hoe hulle lyk. Hulle is nie pragtige kinders van die engele nie. Hulle is nie pragtige wesens nie. Hulle is gevalle demoniese engele. En hulle het met weldus begeer. Nou hierdie engele wat uit die hemel uitgewerp is, hulle is nie uitgesit nie, hulle is uitgewerp. Hulle is ontneem van hulle heerlikheid wat hulle gehad het. Maar hierdie ouens, hier vrymetselaars wat die boek geskryf het, hulle het nie 'n klou nie. En hulle is met weldus en hulle het met weldus begeer. Wat veroorsaak weldus? Seksuele drange. Nou vra weer, het engele geslagsdele? Glad nie. En toe vir mekaar gesê, en hulle het met weldus begeer, en toe vir mekaar gesê, kom, laat vir ons vroue kies, onder die kinders of die dogters van die mens, dis Adam se kinders.
en vir ons die gevalle engele kinders verwerk. Nou tussen die hemel en die aarde het hy 'n penis gegroei. Want alles wat ek hier lees, en ek praat padlands, het hy 'n penis nodig, hy het 'n geslagsdeel nodig, om te kan voortplant, en hy het dit nie. Het hy hom gaan, Jare terug toe ons jong was, weet jy, mense, baie van die ou mense was nog regtig bietjie stupid daai tyd, as ek dit nou so kan sê. Sorry tannie oom, bedien hulle nie om lelik te wees nie, maar hulle het stupid goed geglo. Want van hulle kinders, hulle meisiekinders het pregnant geraak, dan sê hulle nee, daar was nie 'n man na by hulle nie. Sy het met haar venster oop geslaap. En die gordyn was oop. Daai jaar het hulle so geslaap. Daar was nie burglar-proofing op die huis en sekuriteit buitekant nie. Venster het oopgestaan en die maan het op haar geskyn. En die volgende oomblik toe sy pregnant, verwag sy 'n maandsieke kind seker, ek weet nie. Maar die ou mense het gepraat van die bevrugting wat plaasgevind het, die bonatuurlike bevrugting so van die maan se kant af. Nee, tannie, die buurman se seun het oor die muur geklim. Of oor daai tyd was dan nie eers mure, sommer sulke doringdraad of fens of dit was oop, het sommer net omgestap en deur die venster geklim. Sy het jou nie alles vertel en jy het dit geglo. En dis wat nou hier gebeur. Kom laat ons vir ons vroue kies onder die kinders. Dogters, hoekom sal jy die woord vroue gebruik? Vroue. Hoekom sê die engel vrou hê? Hulle kan maar sê dat hulle 'n houvrou gevat het. Jy het net 'n vrou as jy al getrou het, dan sê jy ook vrou. As jy nie getroud is, is dit 'n houvrou. So maklik soos dit. En dis vir hulle vroue gekies onder die kinders, die dogters van die mens. Adam se dogters en vir hulle die gevalle engele is kinders verwek. Nou wil ek hê dat u moet vir my eerlik sê. Dink u dat 'n engel wat 'n gees is? Dis die ander ding wat u moet onthou. Dis nie vlees en bloed nie. Dis 'n gees. Kan 'n gees 'n kind verwek? Ek wil vir sê as dit waar is, dan is daar nie mans nodig nie om kinders te verwek nie. Dan Java nie nodig gehad om manlike kinders te maak nie. Set en die ander kinders na Set, dis natuurlik Kain se derde seun wat geleef het en al die ander seuns, hy 27 seuns gehad. So dan het hy nie nodig gehad om 27 seuns te gehad het nie. Hy kon net almal meisiekinders gehad het. Nou wat vir my, ek wil soek nou in die Afrikaanse woord, wat vir my striking is, 'n mooi Afrikaanse woord. Rondom hierdie hele gedoente, want dit is niks anders as 'n gedoente nie, is die feit dat hier word aanhalings gemaak wat nie Bybels is nie. Daar's nie een skrifgedeelte in die hele Bybel wat u vir my kan aanhaal sê, staan in Genesis 3 vers 7 so, of het staan daar so Markus so, of het staan in Jesaja, nie een nie. Nie een nie. En wanneer hulle skrifgedeeltes aanhaal, en ons het nou al dit gesien, waar hulle goed skrifte gebruik het wat totaal ander betekenis het, en ons gaan weer na 1 of 2 later kyk. Nou miskien nie die week nie, volgende week is daar 1 of 2, wat totaal uit verband is, wat nie nabesin by is, die onderwerp nie. Nou moet jy sien dat hulle gee vir die engele, daar's 20 hoofengele, gee hulle name. En die name is nie in die Bybel nie. Dis die ironie van die saak. Nie een van hierdie name is Bybelse name nie. Dis geskepte name, wat hulle in die boek Henog gekry het. Die boek Henog gekry het. Hoe het hulle die boek Henog gekry? Hulle het al nou die dag weer die boek gekry, nou weer in 1967 'n opgrawing gehad. Hulle het nou in 2000 nou weer 'n nuwe gedeelte gekry van die boek Henog. Die grootste herwys wat jy in jou lewe gehoor het. Die Katolieke plant alles daarso. En dan wys hulle vir jou die papier, is verouderde papier en alles. Weet jy wat? Of parkementrolle is skrif wat gebruik word. Weet jy wat? Vandag met die chemikalie wat daar is, chemikalie
vat jy 'n skoon stuk papier en 'n kwartier se tyd later, dan lyk dit of dit die eerste eeu uitkom. Of van Moses se tyd afkom. Of van Henog se tyd afkom. Verouderd en. Alright. Nou by hulle punt 3, kom ons kyk nou. Die hoofengel, die eerste hoofengel, en Semjaza. Ek spel dit vir u. Ek gaan elke keer vir u die naam spel van hulle hoofengele, 20 hoofengele. En Sem, S, hoofletter S, S-E-M, J-A-Z-A, Semjaza. Wat hulle, die ander gevalle engel se leier was, het aan hulle gesê, ek is bevreed dat julle nie sal instem tot hierdie daad nie, en dan moet ek alleen die straf vir hierdie groot sonde betaal. So Semjaza sê toe vir die ander engel, wat allemaal half stupid is, want hulle het hom gevolg. Hy sê, as julle nie instem om saam met my, vir my vrou te gaan vat nie, dan gaan ek alleen die straf dra. Toe sê die ander engel, ja, moet ons maar nou sal. Nou wil ek hier moet kyk na die rabbies wat hier geskryf is. Die engele, het ons net nog gesien, die engele, die kinders van die hemel het gesien, en hulle het uit die hemel uitgekom, om vir hulle vroue te vat. So dit lyk asof het met die toestemming van Jaffa was. Nou luister wat sê Semjaza. Semjaza sê, want hulle, die ander gevalle engele se leier was, het aan hulle gesê, die ander engele. Luister wat sê hy, ek is bevrees, julle sal nie instem tot hierdie daad nie. Nou hoor, wat gaan nou gebeur? En dan moet ek alleen die straf vir hierdie groot sonde betaal. Wat 'n groot sonde? Hulle het dan in die vorige paragraaf, toe hulle van die engel wat uit die hemel uit gekom het, die idee geskep, dit is Jaffas wat hulle laat gaan het. Nou is hierdie 'n massiewe sonde wat hy doen. Jy sien hoe weerspreek hulle self, 2 paragrawe uit mekaar het. Ek is bevrees, julle sal nie instem tot hierdie daad nie, en dan moet ek, ou Semjaza alleen, die straf vir hierdie groot sonde betaal. En hulle het hom geantwoord en gesê, die ander engele, wou Semjaza, laat ons almal 'n eed neem, engele 'n eed neem. En ons verbind deur onderlinge vervloeking. En dat ons nie hierdie plan sal laat vaar nie, maar hierdie ding sal doen. So hulle sit by 'n braaivleisvuur terwyl hulle worsie braai, en toe sê Semjaza, nou kom ons gaan, ek wil 'n vrou gaan vat, maar julle ouens moet saamkom, anders gaan ek alleen gestraf word. En die ander ouens klink of hulle al klaar 'n bietjie onder die invloed was. Dan sê hulle nie, maar kom ons stem om, ons sweer almal saam 'n eed, dat ons verbind ons onderling tot 'n vervloeking, dat ons nie die plan sal laat vaar van Semjaza nie. Daarop het almal saam gesweer en hulle self verbind met onderlinge vervloeking. Tot wie het hulle gesweer? Tot hulle leier Satan. Want die Bybel sê jy kan net sweer op iemand wat hoër as jouself is. Jy kan nie by jouself sweer nie. Dis net Jafashua wat by homself gesweer het. Voorwaar ek sê vir julle. Daarmee het hulle almal saam gesweer en hulle self verbind met onderlinge vervloeking. So hulle maak wanneer hulle hierdie stelling luister, dan klink hulle of hulle heilige wesens is. As ons dit nie doen nie, gaan ons vervloek word. Terwyl hulle reeds vervloek is. Jy kan nie 'n ouetjie wat vervloek is weer vervloek, hy is slaaf vervloek. Hy is die vervloekte. En hulle was altesaam 200, nou moet jy daar luister. En hulle was altesaam 200, wat in die dae van Jared, J-A-R-E-D, wat in die dae van Jared neergedaal het, op die kruin van die berg Hermon. Hermon is die stad. Die berg Hermon is in die stad Hebron. En dis waar Dawid gebly het, waar hy oorgevat het, waar hy op die berg Hermon die heidene se tempel afgebreek het, was heidense nasie, nie afgebreek het, nie gerestoreer het.
en dit die huis van Jaffa genoem het en die verbondsark vir die eerste keer daar geplaas het. Dit is die eerste keer dat die verbondsark in 'n vaste steen, ek wil maar sê steengebou, fondasiegebou geplaas was. Hy wat altyd rondgeswerf, die verbondsark. So die berg Hermon is in die landstreek Hebron. Dis nie Vrystaat nie, Hebron. En dis is die stad waar al koning Dawid se kinders gebore is. Koning Salomo is ook daar gebore. En dan het koning Salomo gegaan en die tempel gebou in Jerusalem. So hierdie vrymesselaars, ja, hulle is clever in die 16de eeu. Hulle ken die Bybel. Nou pick and choose hulle stukke uit die Bybel uit, wat ander mense baie min van weet. Gaan vat my 2 sleutels tot die boek van Openbaring, so dik 460 A4 boek, kry hom. Ek het 'n hele hoofstuk geskryf daar, oor wat daar gebeur het. En daar het jy nie net een seatbelt nodig nie, jy het 'n hele boks nodig, en ook nie rejects nie, dit moet nuus wees, want jy sal vir jou stikkend val, as jy daai goed lees. En al die feite is daar. Dan sit die ouens vir 7 jaar op universiteit, hulle lees 'n klou wat daar gebeur het nie. En die ortodokse Hebreërs wil van dit niks weet nie. Dis hoekom hulle praat van 'n derde tempel wat hulle nou gaan bou. Dis die 4de tempel wat hulle beplan om te bou, want hulle weet niks van die eerste tempel nie. Die eerste tempel van Israel was 'n heidense tempel in die land Hebron, op die berg Hermon, wat koning Dawid gerestoreer het, en wat hy die huis van Jaffa genoem het, die 33ste, die huis van God, die huis van Jaffa. En in daai stad, is Hebron, is al die kinders van koning Dawid gebore. Nou ek sê hulle, kom ons lees weer, ja, en dis wat my so opgewonde maak, die feit dat ek 57 jaar in eskatologie is, navorsing en studies so goed. Hierdie is my kos. Dis ook hierdie goed in my kop uit kan sit en vir jou uithaal hierso. En hulle was altyd saam 200. Nou kom, ek het 'n vriend van my, is nou oorlede, wat altyd gesê het, daar was nie 'n magdom van engele uit die hemel uit gewerp nie. Daar was net 200 uitgewerp uit die hemel uit. En daar's verskillende, veral in Israel visie teologie, hierdie gedagte van daar's net 200 gevalle engele gewees. Nou kom hulle, nou sê hulle maar, hierdie 200 was 200 gewees, maar hulle het 20 leiers gehad, wat hulle gelei het. Verstaan jy? So, op die einde van die dag moet hy ook kyk rondom die leuns. Ek wil net klaarmaak met punt 5 hier. En hulle was altesaam 200 wat in die dae van Jared, Jared, neergedaal het. Hulle het nie neergedaal en kom land nie. Hulle het met 'n spoed gecrash op die aarde. Neergedaal het op die kruin van die berg Hermon, soos 'n ooievaar kom land op die kruin Hermon. En hulle die berg Hermon genoem, om hulle saam gesweer het, en hulle self onderling met eedbeswering verbind het. Dis 'n leuen uit die doodryk uit. Hierdie paragraaf is 'n leuen uit die doodryk uit. Hulle was nie naby die berg Hermon gewees nie. Om daar te gaan sit en sweer, nee my ou. Ek wil sê, as ek die ou wat die goed kan glo, kan maar glo, en ek gaan nou afsluit met dit, kan maar glo dat 'n rooi kappietjie was verkragt deur een van die 7 dwergies. En hulle is besig op die oomblik met DNA toetse. Hulle dink as die ouetjie met die rooi hoetjie, of die ouetjie met die groen hoetjie, nee, die ander ouetjie met die pers hoetjie, die ander ou met die bruin, nee, dit is een van hulle. As jy dit kan glo, as jy hierdie goed kan glo, dan kan jy eerder in rooi kappietjie en die 7 dwergies glo. Jy's nader aan die waarheid. Dis ten minste 'n Suid-Afrikaanse storie wat vertel word. Hierdie is 'n vrymesselaar storie. Tot ander week as Jaffa Lewensgesondheid spaar. Maranatha. Jaffa Shua kom weer. Halleluja.